Wauw, goeiemôre gemeente. Dis goed om in die huis van die Here te wees vanmôre. Kom ek sê, wie is opgewonde om hier te wees vanmôre? Come on. Ons is opgewonde om hier te wees, want die Here is so goed. En omdat hy so goed is, kom ons by mekaar om sy naam te loof en te prys en te aanbid. Want daar gebeur so baie mooi dinge in die huis van die Here, met die mense van die Here, die kinders van die Here. En ons kan nie ophou getuig en ophou sê hoe goed en werklik die Here vir ons is. So voor ons gaan opstaan, wil ek net sê baie welkom aan die Cornees, wat saam met ons is die eerste oggend. Jy is welkom om te staan en vir jou 'n hartlike welkom gee. Kingsway, welkom en come on. Halleluja. En ons ander besoekers vanmôre, sal julle ook staan, dus vir julle ook kan sê baie welkom. Kyk, 'n hele family vanmôre, kom skiep hulle, Kingsway welkom. En as daar iemand anders vanmôre is, wat nou lanklaas hier was, of weet verseker, ons sien jou raak en sê baie welkom in die huis van die Here, 'n goeie tyd saam met ons te kan hê vanmôre. Vanmôre terwyl ons uit die huis uitloop, kom 'n klein Indiëtjie op sy fiets verby gery en hy sê het 'n nuwe fiets gekry. Hy sê ja, dis my verjaarsdag vandag. Hy sê maar ons gaan nie vandag kerk toe nie. Hy sê want it's 2 hours. Hy sê it's 2 hours too long. Ek wag vir mense om te kom, ek wag vir my gaste om te kom, sê hy vir my. Maar hy is hoe oud? 9. Hy is 9 jaar oud. Ek sê vir Gladys, 2 hours is vir hom vreeslik lank. Hy bedoel seker nie, kyk, ek gaan nie nou kerk toe vanmôre nie, want ek verjaar. So 2 ure in die kerk is vir my 'n groot probleem. So, ek hoop nie dat mense vanmôre wat voel, ek kon liever by die huis gewees in 2 ure by die huis, want teens welkom terug vir jou. Maar kom ons staan saam vir 'n oomblik, ons sal die aankondigings doen op die einde van die diens. Maar kom ons besluit vanmôre, ons gaan die Here eer, ons gaan die Here dien, ons gaan die Here loof, ons gaan prys. As jy jou hande net so hoog optel en sê, Here Jesus, hier is ek. Kom ons sê vir hom vanmôre, hierdie plek is al gesonde vir u, want Here, daar is niemand soos u, Here. Ons kom omdat ons u liefhet. Ons kom nie omdat daar 2 ure is nie, Here. Ons kom omdat ons uitgekoop is vir wat u wil doen vanmôre in elke lewe. Dankie vir wat u al gedoen het in mense se harte en mense se liggame, mense gesond gemaak het. Here, want u alleen is daai God, u alleen is daai God. En ons hier vanmôre om u lief te hê, om u te dank. Come on church. Ons gaan hom lief hê, ons gaan hom lief hê. Ons gaan Jesus lief hê vanmôre, want daar's niemand soos hy nie. Vader, ons maak 'n verklaring vanmôre. Dankie dat die bloed soveel krag het. Dankie dat daar vanmôre vir my verlossing is. Dat vir my genesing. Ons verklaar die bloed van Jesus oor die mense vanmôre en sê halleluja aan die koning wat leef. Halleluja aan die koning wat leef. Dankie Here. Dankie my Vader. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, our sins and griefs to bear. Oh, what a privilege to carry everything to God in prayer. We do not carry everything to God in prayer. Oh, happy trials and temptations, there's trouble anywhere. We should never be discouraged. Our sorrows
worship the King. Gonna praise His name. Gonna lift up holy hands. Gonna worship the King. Gonna worship the King. Gonna praise His name. Gonna lift up holy hands. Gonna worship the King. We gonna praise Him in the morning, praise Him at night, praise Him all day long. We gonna lift up the mighty name of Jesus, singing a brand new song. Gonna worship the King. Gonna praise His name. Gonna lift up holy hands. Gonna worship the King. Gonna worship the King. Gonna praise His name. Gonna lift up holy hands. Gonna worship the King. We gonna praise Him in the morning, praise Him at night, praise Him all day long. We gonna lift up the mighty name of Jesus, singing a brand new song. Gonna worship the King. Gonna praise His name. Gonna lift up holy hands. Gonna lift up holy hands. Gonna lift up holy hands. Gonna worship the King. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Begin oorwinning. There is victory for me. There is victory for me. Through the blood of Christ my Savior, there is victory for me. There is victory for me. There is victory for me. Through the blood of Christ my Savior, there is victory for me. There is victory for me. There is victory for me. Through the blood of Christ my Savior, there is victory for me. For me, yes, me. For me, yes, me. In the blood of Christ my Savior, there is victory. I'm gonna stay right under the blood. Gonna stay right under the blood. Gonna stay right under the blood. Where the devil can do me no harm. I'm gonna stay right under the blood. Gonna stay right under the blood. Gonna stay right under the blood. Where the devil can do me no harm. No harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm. Where the devil can do me no harm. No harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm. Where the devil can do me no harm. Where the devil can do me no harm. Where the devil can do me no harm. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Kom ons sê die kerk wat sê ek verklaar die bloed van Jesus oor my lewe. Ek verklaar die bloed van Jesus oor my kinders. Ek verklaar die bloed van Jesus oor my familie. Ek verklaar die bloed van Jesus oor my siekte. Ek verklaar die bloed van Jesus, want hy is die ene wat oorwinning op oorwinning bring. Come on. Come on, I say. To the river I am going, bringing sins I cannot bear. Come and cleanse me, come forgive me. Lord, I need to meet you there. To the river, I am going, bringing
that river, Lord, I need to meet you there. Come and join us in that river. Come find us beyond despair. He's rolling, He's waiting. Lord is lost to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Come and join us in that river. Find life beyond compare. He's calling, He's waiting. Jesus loves to meet you there. He's calling, He's waiting. Jesus loves to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Rührung, sein Name ist Jesus, Rührung. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, Lord. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, Lord. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me.
worship you, Lord. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Let it serve you. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. We wait for you, we wait for you, Jesus. We wait for you, we wait for you. We wait for you, we wait for you, Lord. To walk in the room, wait for you. We wait for you, we wait for you, Spirit. We wait for you, we wait for you, Lord. We wait for you, we wait for you, Jesus. Walk in the room. We wait for you, Jesus. We wait for you, we wait for you, Jesus. We wait for you, we wait for the Spirit. We wait for you, we wait for you, Lord. Walk in the room. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Here we are. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory, come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory, come.
Shekinah glory come. Release the Fullness of your spirit. Shekinah glory comes. Shekinah glory comes. Let your spirit release Release the over fullness, us, Lord. Oh, sabeti, oh, sabeti con Jesus. Dankie Here. Inagana masulmonde yasamande. Isalalala desiato. These words. Ek bedoel net vir 'n oomblik sê vir hom. Sê vir Jesus. Sê vir Jesus vanmôre wat hy vir jou beteken. Want Jesus is die zoete naam vir my. Hy is altyd saam, soos sy diepe naam. Daarom het ek onze lief gekry, want Jesus is die zoetste naam vir my. As soon as steek jou hande op en sê, O Jesus is die zoetste naam vir my. Hy is altyd saam, soos sy diepe naam. Daarom het ek onze lief gekry, want Jesus is die zoetste naam vir my. Want Jesus is die zoetste naam vir my. Hy is groot, hy is groot, en die heelal Pas in die hand, hy hou my vas in die arms, dieselfde arms wat die kruis gedra het. my hele Heer. Hy is die Heer, Hy is die Heer, hy is die Heer, Hy is die Heer, wat hy sê
vas in die arms, Selfde arms wat die kruis gedra het, my ewig dien, die is die Heer. Hy is die Here. Kom kyk, hy is die Heer, loof en prys hom. Hy is die Heer. Hy is die Heer. Halleluja, hy is die Heer. Hy sê, daar sal baie in my naam kom. Daar sal baie in my naam kom. Maar dit sal nie ek wees nie. Hy sê, sal daar baie kom en sê, hulle is die Christus. Dan sal ek nie wees nie. Hy sê, maar julle sal weet wie ek is. Ja, amen. Hy sê, want my stem, die vreemdeling ken nie my stem nie. Maar julle sal my stem ken. Halleluja. Prys hom, prys hom. Halleluja. Check 1, 2. Is daar? Loof hom, prys die wonderlike naam van Jesus. Want hy alleen is waarde vir al die aanbidders. Wie is bly om nie te wees? Wie is rarig? Ek weet dat al die hulde, al die lof, al die aanbidding gebring na koning Jesus. Kom aan. Hy sê, hoe wonderlik is om die huis van die Here te wees. Kom aan. Halleluja. Halleluja. Kom. Net gou hoor, sal net 'n woord vir ons. Kom ons hoor gou die woord. Ek dink ek bietjie langer as ek kan my mic gebruik. Jy kan maar myne gebruik. As jy te lank is, dan moet jy by ons in. Dis bietjie weg nie van my. Halleluja. Hoor julle, as ek emosioneel gaan raak, verskoon. Van die eerste dag wat ek hier ingeloop het, het ek soveel Nie waar, ek weet liefde ervaar in die kerk en soveel omgee. Maar die laaste paar weke ervaar ek soveel pyn en siekte in die kerk en dit is my verskriklik erg dat meer as die helfte van ons gemeente siek is of hartseer is of verwerping of enige van daai goed deurgaan. En ek het vir die Here gevra, hoekom hierdie dierbare kinders van die Here? En hy het vir my 2 dinge gewys. Hy het vir my gewys dat ons nie besef die dag toe hy aan die kruis gehang het, was dit nie net vir ons sonde nie, maar dit was vir ons dood en ons siekte ook. En ons as erfgename van hom, het die krag en die mag van hom gekry om dit te verwerp en om dit te beveg, maar ons doen dit nie. Ons gaan en ons gaan bid en ons sit en ons wag vir 'n wonderwerk, maar ons beklei nie, ons wag vir pastoor om vir ons te bid, maar ons beklei nie terug nie, ons gaan nie uit in die wêreld en bestraf hierdie dinge teen ons nie. En die tweede ding wat hy my gewys het, is dat dit tyd is om op te staan as kinders van God, en die wat nie die wapenuitrusting aan het nie, of hom laat val het, of weer aan te trek, af te stof. Dis tyd om ons liggame terug te vat. Dis tyd om ons huwelike terug te vat. Dis tyd om ons kinders terug te vat. Dis tyd om ons kerke terug te vat. Dis tyd om ons besighede terug te vat. Dis tyd om in oorlog te gaan. Die tyd van die wiese sagteer is verby. Amen. Halleluja. Is daar nog iemand wat getuig oor die goedheid van die Here? Nou kom ons maak die woord van die Here oop. Matteus 7, 3-8 begin so. Die opskrif van vanmôre se woord is 'n balk in jou oog. 'n balk in jou oog. Sê 'n balk in my eie oog. In my eie oog.
Nie 'n ander se oog nie, 'n balk in my eie oog. Hy sê die volgende, Matteus 7:3-8, hy sê, en waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog te haal? Come on. Kyk, in jou eie oog is die balk. Geveinsers, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi die parels voor die varken, sodat hulle dit nie miskien met julle pote vertrap en omdraai en julle verskeur. Bid en vir julle sal gegee word, soek en vir julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind, vir hom wat klop sal oopgemaak word. Dis eintlik 'n ontsettende woord vanmôre, om te sê, haal die balk eers uit jou oog uit. Ek het so lank stop in my huis gehad, om te demonstreer vanmôre. Maar Zaan, kom sit by my daar, ek pik op jou vanmôre. Ek is lus in jou vanmôre, want jy my nie kom groet nie, so jy sal my daar sit, ek gaan vir jou daar uithaal. Ek het vir iemand gesê vanmôre, sy sê, die kierie, ek sê, ek nog aandag. En kom en sê, ek het 'n kierie. Ernstige nood. Die Here sê, haal die balk uit jou oog uit. Nou, as ek 'n balk in my oog het, kan dit onmoontlik vir my wees om nader aan Zaan te kom, om die splinter uit sy oog uit te haal. Die beskrywing van die balk is die distansie wat jy handhaaf met wat ook al jy mee sit. Want vanmôre die woord van die Here verklaar en hy sê, as jy die balk uit jou oog uithaal, dan sal jy reg wees om die splinter in jou broer se oog uit te kan haal. Dit beteken ek sal kan help. Ek sal 'n raadgewer vir hom wees. Ek sal 'n help vir hom wees en daar waar hy tekort het. Maar vanmôre, wat is die balk? Wat is die verhindering? Wat is dit wat met distansie hier van die belofte van God en sy woord en dit wat hy vir ons gee as die liggaam van Christus? En ek wil begin om te sê, kom ons kry die woord genade lief. Kom ons sê, die genade van die Here is vir my genoeg. Wat sal ek ooit in my lewe al 100% reg wees? Dan moet ek uitroep en sê nee. Wanneer sal ek dan kan agterkom, daar's 'n balk in my oog? Dis wanneer die Gees van God begin aan jou te openbaar wat 'n verhindernis is tussen jou en God. En die Heilige Gees kom en hy is die naprediker van die woord. Hy is eintlik die een wat die woord krag gee, want die letter is dood, maar die Gees van God kom en hy kom, maak die letter lewend. Vanmôre daar's nie kritiek of enige een sê, weet jy wat, ek het dit gehoor die week, dat gehoor die week. Dit het niks met niemand uit, want die Here praat met my oor 'n suiwe lewe voor hom. Die Here praat met my en sê, ek het dan vir julle genade gegee. Waarom meet jy dit wat jy ontvang het by iemand anders, wanneer my genade vir jou genoeg is? Ek het na jou toe gekom met genade, sodat jy kan kom by jou broer en kan sê, hey man, ek sien daai splint, ek wil jy nie gaan help daar. Ek sien daai splint in jou oog. Ek wil dit van jou verwyder. Ek wil jou help daar waar jy mee sukkel, my broer. Ek wil jou help uit 'n situasie waar ek kan sien jy jouself beland. So ek wil net gou kyk en hy drink jy uit jou oog uithaal.
Maar nou kan ek nie. Want ek is oorlaai met 'n balk wat my verhinder om naby aan hom te kom. Nie dat dit geestelik is, nie dat dit struktuurlik is nie. Daar is 'n binding wat my weerhou om hom in vrylating te bring. Daar's 'n komplikasie van kommunikasie tussen my en God wat my keer om die splint uit sy oog uit te haal. So wat gebeur is, ons moet dit self ondersoek. Maar ek kan myself nie ondersoek met my eie ooggas nie. Ek kan myself nie ondersoek met myself en self. Hoe net ek self voor die Here? Ek kyk na myself in die genade van God en sê, wat het ek ontvang die dag toe Jesus in my lewe kom? Kyk, 2 Korintiërs 5:17 sê mooi, sê, jy is 'n nuwe skepsel in wat die Here vir jou gegee het. Romeine 6 sê, julle is die geregtigheid van God. Julle is geregverdig in God. Kom aan, sê hallo, geregverdig in Jesus Christus. Jy is vrygekoop. So as ek vrygekoop is, wat is die verhindernis dan? Omdat ek genade van God nie verstaan op sy hoogte, op sy breedte, op die liefde van God. Come on. Eerste ding is, het ek die Here waarlik lief? Amen. Mense sê gou, as iemand vir jou sê, Jesus sê vir die duiwel, hy sê, jy sal die Here jou God nie versoek nie. Hy sê, jy sal nie, want daar staan geskrywe. Nou as daar geskrywe staan, oor ek en jy vanmôre, enige plek van Genesis tot in Openbaring, moet jy jou naam oral insit, waar die goedgunstigheid en die voordeel van God, en die oorwinning van God, oor die gemeente is. Kom aan, jy sit jou naam daar. Kom aan, om God te leer ken, om die breedte, die diepte, die hoogste van God se liefde, sal jy God moet leer ken. Waar? Uit sy woord uit. Met wat se Psalm trek ons nou? Die Here ook. Met wat se Psalm trek ons nou? Daar sê een vrou wat luister na my oggendboodskap. Die ander sê nee, maar ons weet alles. Maar as jy die psalms vat en jy begin te lees om God se hart te leer ken, dis hoekom ek die psalms vir jou lees, sodat jy 'n liefdesverband kan bou met die Here self en die hart van jou God leer ken en die hart van die Here te leer ken, so dit wat hy sê aan jou gryp, en dit gaan nie oor omdat jy weet, dis omdat jy nie weet nie. Ons tree op soos mense sê, ek weet alles bestuur, regtig. Die funksionering van 'n gemeente behoort te wees, dat ek kan sorg vir my broeder, ek kan sorg vir my suster, want ek het ingekoop in hierdie gemeente. As dit met jou sleg gaan, gaan dit met my sleg. As dit met jou goed gaan, gaan dit met my goed. Waarom? Want ons is een liggaam van Jesus Christus. So as daar 'n balk in jou oog is, laat toe dat die Here, hy sê, verwyder dit. Ander woorde, wie gaan dit, ek kan nie nou nou toe kom en sê, die son, ek gaan nie gou die balk uit jou oog, hy sal my weghelp. Want ek is nie hier om hom te oordeel, ek is nie hier om hom in 'n posisie te sit, ek is hier om te vertel, die balk in my oog is die hindernis in my vrylating om die genade van God te kan geniet. Om die genade van God te kan geniet. Amen. Om te sondig, nie om te sondig die pastoor, maar om vry te kan wees voor my God. En om kan liefde kan hê, met die liefde wat hy my eerste lief gehad het. Come on, church. Daar's 'n losheid, daar's 'n losmaking van die wet. Ek is uit die wet uit, ek is los van sonde af, ek is uit sonde uit, ek behoort nou aan koning Jesus. Nou moet ek die genade van God kan verstaan. Dat hy nie teen my is nie, dat hy vir my is. Hy sê, verwyder daai balk, sodat ons in 'n diepe verhouding kan kom, dat jy jou broeder kan help, jou suster kan help, om die gepynste dinge na oog uit te kan haal, om uit sy oog uit te kan haal. Met wat? Met die liefde van God. Amen. Toe hy kind vanmôre sê, dat ek het so lekker gelag. Jesus praat hier oor selfondersoek en nederigheid. Dit is maklik om ander mense se foute raak te sien. Hoe maklik is dit?
dan kan ons almal die gees van onderskeiding. Want net iemand anders se probleem uit te lig, nee, ek is nou nie soos hulle nie, nee, ek is presies soos julle. Amen. Ek sê, ek is presies soos julle. My persoon kan jy dit sê, ek sê vir jou, die Bybel sê, dat die skakeling, die verhouding, een is nie sterker as die ander, ek is so sterk soos die swakste skakel in die gemeente. Die Bybel sê dit. Ons het nie gearriveer nie, ons is die kinders van die Here. Weet wat? Om mekaar deur te draai, hy sê die volgende. Hy sê, dit is maklik om ander mense buite te sien, maar baie moeiliker om eerlik na ons eie hart te kyk. Ek skryf dit daar, baie moeiliker om eerlik na ons eie hart te kyk, wat selfs in ons eie lewe aangaan. Come on. Ek is getrek met die GPS. As jy ry, sê, moet jy nie draai, jy moet daar draai. Ek is nog... Onthou jy met linkerbaan te kom, met jy gaan, ek sê, 10 kilo's hier vanaf. Ze sê, onthou jy, as het dood gaan, ek sê, ja, ek weet, maar dit is 10 kilometers weg. Sit jou flikker aan. As ek klaar die flikker aan, dan sê, sit af die flikker. Weet? Jy sal aan my is, een verkeerslig hiervoor. Ek ry elke dag dieselfde pad. En hierdie GPS herinner my elke dag. Maar dan kom 'n dag wanneer die GPS nie in die kar is. En dan vergeet jy regtig. Dan wil jy blaas met dat so. Sorry, my GPS is nie hier vir. Come on. Come on. Die herinnering van die Heilige Gees. Hy sê om jou eie foute, geberre in jou hart, verkeerde optrede. Maar ignoreer dit. Hy sê, wat die Heilige Gees herinner omtrent hierdie sake. Kerk, een ding van genade is dat die Heilige Gees sal jou herinner aan dit wat moet skuif. Come on. Nou, omdat daar genade vir jou is vanmorgen, hoe maklik is dit om te sê, Here, ek dankie, ek hoor dat ek gaan met U skyn, ek gaan verander. Hy sê, Jesus noem dit 'n splinter en 'n balk. Die verskille van groottes. Hy wys om ons optrede is met ander mense, terwyl ons met veel meer met ons eie lewens sukkel, met groot probleme in ons eie lewe, in ons eie harte te beleef. Omdat ons verstaan nie die genade van God, wat sê, ek het jou, was vir jou goedgunstig voor die tyd. Come on. Come on. Ek ken jou by jou naam. Toe jou moeder skoon was, het ek jou alreeds geken. Ek het jou geweer, ek het jou gevorm. Ek weet, Psalm 139, dat is alles omtrent jou wat ek weet. So why not just be honest, eerlik. Jy sê, Here, help my met hierdie. Sê, mense moet luister, die kinders van die Here het ore om te hoor. Hy sê in Mattheus 7:1-2 sê, moenie oordeel nie. Sodat jy nie geoordeel word. Maar met die oordeel waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word, en met die maat waarmee jy meet, sal ver meer vir julle gemeet word. Waarom? Want jy sien in die stadium van seer, Susan praat van baie mense wat seer het, baie mense het jare al seer. Ek wil jou uitnooi vanmorgen, laai dit nou af vanmorgen toe. Mense sê, weet jy wat, ek kom nou van my kinderdae af, ek kom nou van ander dae, ek kom van my klein dae af, ek kom van my senior dae af. Dis vanmorgen tyd om af te laai. Die Here het jou nodig. Die Here wil hy flint in jou oog, wil hy vanmorgen help, dat jy beter te kan sien, sodat die dinge van hom wat tel is. Want jy sien, ons is geneig om so haastig, jy sien, emosionele mense, weet jy wat is emosionele? Radikaal emosioneel. Jy is nog bezig om te praat en hulle ry, dan sê, waaroor ry hulle nou? Nee, pastoor het nou dit gesê. Nee, ek het nie, ja, hulle is so, dan kom. Ja, pastoor, jy weet, jy weet, nee, ek het nie. Dan wil ek vanmorgen vir jou sê, ek weet niks wat in jou lewe aangaan, ek bring 'n boodskap van God se hart af.
wat sê, gebruik die genade vanmôre om te kan sê, ek kan terugkom, God kan my genees, God kan my verlos, God kan dinge in my lewe breek, omdat niemand van weet nie, maar hy wat God is weet. En omdat hy weet sê, al die balk uit jou hoogheid vanmôre, staan sterk, sonder die balk, en ek sal dinge in jou lewe doen. Prys die God van vryheid. Die van Newcastle, die van vryheid. Halleluja. Hy is die God van lewendes, hy is nie van vryheid nie. Hy is die God van Oslo Beach ook. Amen. Hy sê, die Heilige Gees wat oortuig wil eers aan ons werk. Maar hy vol liefde is. Sê 'n bietjie liefde. Here, gee vir my van daai liefde vanmôre. Come on, sê, Here, gee vir my van daai liefde vanmôre. Here, gee vir my van daai liefde vanmôre. Gee meer van daai liefde vanmôre. Geef vir my meer van daai liefde. Want ek is stagnant, ek staan op 'n eiland. Niemand gaan dit sê. Here, help my dat ek kan u liefde ervaar. Want jy sien, genade laat toe dat jou karakter verander word soos Jesus se. Die elke keer wat jy vra, Heilige Gees, besoek my, die genade van God is oor jou en hy begin jou denke te swaai. My kleinkind is verskriklik eerlik. Nou vertel sy my 'n storie. Sy sê, jy weet oupa, ek het vir die Here gesê, hy moet my geduld leer. Ek sê, toe, sy sê, die tweede uur dan, sê, Here, vat hy gebed terug. Want ek dop elke toets. Ek sê, en toe, sy sê, nee, ek moet eers nog daaraan werk. Want jy weet, sy is baie fyn met die oor. So as jy nou kou, nou jy weet, as jy married wil word, jy soek iemand om 'n appel te staak vir jou. Jy weet, ek het nie allemaal weet wat dit beteken. Maar jy kan mos nie meer 'n appel so byt van voor, jy moet nie kom af, soos as jy nie eens by die kant af. Jy weet so, ek sê, so, wil jy nie 'n appel staak vir my nie? Dan staat sy om van my, maar wat ook al. Maar jy het dit mis nou in my op my seel. Dit maak het makkelijker. Oké, ek sien nou 'n paar mense gestaan. Ja, anders is die Charlie die appel is goed. Ja, jy kan wel lag, ek skerlik. Sê, maar dit nou gemeet is dit, toe. Oké, sy sê hierdie storie van die waggery en die geduld. Sy sê, sy by die basis toe kom, sy kyk, so die hele parkering is vol karre. Sy sê, Here, help my, maar nou moet sy ver stap om by die parkering te kom. So sy sê, Amma, laai my net hier vooraan. So sy het lang al haar dryflik sê, sy is nog 22, maar sy word nog steeds by die water afgelaat, want sy gaan nie loop en al die pad parkering gaan soek nie, want sy het nie daai geduld om te doen. Nou wil ek vir julle sê, jy sit vanmôre hier, nou lag jy lekker saam, maar 'n klein dingetjie soos hummerigheid. 'n klein dingetjie soos wantroue. 'n klein ding soos ongewensgesindheid. 'n klein ding soos hyperaktiewe, haastige besluite te neem. En dan vind jy uit 'n jaar later, o shucks, dit was 'n groot verkeerde besluit wat ek gemaak het. Mense doen nou, ek moet nou sê, dat met al die senior mense hier, ek hoop julle hou julle stoel vas. Maar voor jy groot besluite maak, praat met die Here en sê, gee my 'n bevestiging. Want ek hoor van meer en meer van ons senior burgers kom in die moeilikheid wat hulle doen 'n emosionele besluit waarmee jy later pakslaag kan kry. So vra die Here, wat moet ek maak en hoe moet ek maak? En sê die volgende dinge sê, voordat ons ander reghelp, wil die Here ons harte reinig. Skree halleluja. Hy het
jou hart gereinig, waar die dag van jou bekering, het hy genade oor jou bestoor. Jou hart is rein voor God, sê my hart is rein voor God. Nee, jy klink nie baie oortuig nie. Nee, as jy God ken, en jy ken sy standaarde vir jou as kind van God, want hy kyk na jou deur genade. Hy weet jy maak foute. Hy weet ek maak foute. Maar nog steeds doen hy vir my. Ek is die geregtigheid van God. Dan kyk ek by hy kom en sê, okay, Here, maar genade is die mooiste ding. Hy wil ons trots spreek. Die groot ek is, hy wil stop. Hy wil die hoogste wees in jou hart. Ek sê vir 'n meisie kind Vrydag aand by die jeuggie. Sy sê sy wil gedoop wees. Ek sê, wil jy net gebad word? Wil jy gedoop word? Sy sê, hy pastoor. Ek sê, dit is nie 'n bad nie. Dis 'n dooppunt. 'n volwasse doop. Vir hulle wat glo in die Here Jesus, sal hierdie tekens volg. Deur die doop sal hulle gedoop word. Hoekom? Want die ou mens sterwe in die water. Die nuwe mens is saam met Christus. Die ou mens, die nuwe mens, lewe in Christus. Sy kyk en sy sê, ek het nog nooit daaraan gedink nie. Ek sê, nee, kom, maak die Bybel. En ek maak die Bybel Johannes 3. Julle ken die storie van Johannes 3. Johannes 3 van vers 3 tot vers 8 is die beste help dat mense kan verstaan oor wedergeboorte. En toe hy vir haar die wedergeboorte boodskap deel, sy sê, ek verstaan, pastoor. Toe sê ek, nou, wie gedoop word, sy sê, ek wil nou gedoop word, maar ek verstaan, ek is nou 'n kind van die Here. Come on. Hy sê, die Heilige Gees wil ons nederig maak. Hy sê, hy wil jou met sy liefde vul. Ek sê, die Heilige Gees wil jou met God se liefde vul. Sodat jy loop en sê, ek het die liefde van God binne in my. Die liefde van God woon binne in my. Die liefde van God is God wat in my woon. Halleluja. Dat ware geestelike volwassenheid begin by selfondersoek. Want ek myself kan sê, hey Boeta, jy het misgevat. Wie hou van selfondersoek? Jy onthou die liedjie, jy weet, I'm too sexy for my shirt, too sexy for, jy weet, as ek daai jare, as ek die jeug gedoen het, en ek het so gedans vir hulle, om te sê, it's all about me, I'm too sexy for my shirt, weet, wie kan die liedjie onthou? Dis net vir Anna. Nou toe ons nou die storie nou vertel, jy weet, ons het so 'n nadruk of 'n nederlaag. We've got such a pansy way of thinking about the love of God. Maar eintlik sy liefde het geen eis nie. Amen. Sy liefde eis niks van jou nie. Kom. Het jy iewers gehoor dat God vir jou sê, luister, jy moet. Die liefde van God het geen eis op die individu, geen. Ons maak dit moeilik, ons maak dit so, dat mense sê, ek weet nie, pastoor, dis baie moeilik in 'n kerk te behoort. Nee, dit hoor die maklikste ding om te wees, om by die deur in te kan loop en sê, ek het familie gevind, ek wil hier bly. Maar hier is my familie, hoekom? Want ons praat dieselfde, ons dink dieselfde, en ons het lief dieselfde, kom aan. Die beste sekuriteit vir my as 'n kind, was die kerk. Ek het al in my boek opgeskryf daar. Vir my die beste plek vir my, van laerskool af, was om net in die huis van God te kan kom. Los die dinge van die huis by die huis, maar as ek hier ingeloop het, onder die liefde van die mense, die sjokoladekoeke en die meringues en al dat, en ek weet, hierso moet ek bly. Want hier is 'n ander soort mense, hulle eet, hulle trommel dit nie by hierdie kerk. Hierdie kerk het hulle skons en hulle het alle, nee,
En dan het koeldrank en sap, sap, en dan allerlei dinge wat hier by my is, maar hier by die kerk. En dis altyd tannies wat praat waar jy nog het. Daar's altyd iemand wat jy 'n pakkie huis toe pak. Daar's altyd iemand wat gaan sorg vir jou waar in die huis van God. Waarom? Want ons kan sien wat die liefde van God is. Ons kan sien dat mense gebring en die beste van alles is kerk. Jy dink mense kan nie sien dat jy het 'n balk in jou oog. Mense dink die balk is weggesteek. Laat ek jou sê, die eerste mens met wie jy oogkontak maak sal sê, hy balk is te groot. Ek gaan dit weer sê. Die eerste mens met wie jy praat, sien die balk eerste, voordat jy enigiets gesê het. Die mense weet, kan ek naby aan kom, aan haar kom, of los ek hulle uit. Ek sal weer sê, die eerste mense wat het sien, is die persoon wat oogkontak met jou maak, dan weet hy, is ek toelaatbaar, of is ek nie. Hy sê, geestelike waarde volwassenheid begin met selfondersoek. Psalm 39:22 sê, deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Here, wanneer U na my kyk, weet ek, U kyk na my met genade. Amen. In die Ou Testament het hulle nie die genade gehad in Jesus Christus nie. Hulle het die woede van God geken. As dit nie reg was, het God hulle uitgebaan. As dit nie reg was, het God hulle weerhou. In die Nuwe Testament is die lewende God by mens, by die mens, en die mens, vir die mens. Ondersteun die Heilige Gees van God. En dan sê hy hierdie woorde, deurgrond my, oor God. En dan sê, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes. Want Here, U kyk na my deur genade. U kyk dat U my sal optel. U kyk dat U my sal herstel. U gaan my nie daar los nie, want liefde oorskry dit wat my weerhou. Hy sê, daar moet 'n balverwydering wees. Hy sê, waar ek wat fout is, en waar ek weet wat fout is, en wat ek kort het by die Here. Die Heilige Gees weet hy weet in my hart. Hy weet wat in die hart van 'n mens is. Die Heilige Gees, hy weet presies wat om te dink en wat om vir my te sê. 1 Korintiërs 2:10-12 sê, maar God het aan ons deur sy Gees geopenbaar. Hy sê, maar die Gees ondersoek alle dinge, sê alle dinge, ook die dieptes van God. Want nie van die mense weet wat in die mens is, behalwe die Gees van die mens, wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Ons het evenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Come on. Come on. Ek sluit af met hierdie woorde. Die gebedsplek is die eerste simptome van die verwydering. Die gebedsplek. Die plek waar jy jou neerlê voor die Here en jy vir die Here sê, Here, sal U my nie net coach nie. Sal U my nie net vat na 'n nuwe hoogte in U, want ek wil hierdie agterlaat, ek wil hier los. Die plek van gebed. Die plek van belydenis. Die plek van opregtheid teenoor die Here. Ek het nie gesê, ek wil Here, ek wil 'n perfekte mens wees. Ek sê, ek wil Here, ek wil U behaag met my lewe. Ek wil iets meer doen met my lewe. En twee dinge gebeur by bekering. Twee dinge gebeur. Nommer 1 is, die groot ek is verdwyn. Want jou aandag is nie meer op jouself nie. As ek wil sien iemand die Here ken,
En as hulle die eerste ding sien is, of hy homself in alles trek, of hy die Here eerste trek. Ja, daar is baie mense, jy weet ek, alles is, jy weet ek, dis twee, ek, jy weet ek, weet presies ek, jy weet. Hallo. En ek is die beste paard en ek bly, ek is. Ek kan alles doen, ek is. Maar sodra die ontwenteling verander word, dat Jesus se naam verhoog word, dat die ekke begin al hoe minder word. En dan begin ons die genade van God regtig sien. Wie ons praat oor wonderwerke en krag, al die dinge wat die laaste week hier in die kerk gebeur het. Ons sê, wat gou hierdie vers, maar klaar. Johannes 16:8-11 sê, as hy kom, wie die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Hy sê van sonde omdat hulle in my nie glo nie. Hy sê en dan en geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld klaar veroordeel is. Sê prys sy wonderlike naam. Wat gaan die Heilige Gees kom doen? Hy gaan die genade van God aan die mens openbaar. Kom aan. Meeste mense, as jy praat oor God, sal hy sê, wow, God, jy moet oppas vir die Here. Jy moet oppas. Jy moet nie met die Here speel nie. Want die Here vat geen nonsens. Hy sal jou tugtig. Die Here is kwaad. Nee. Die woede van God is op Jesus uitgestort. Die dag toe hy gekruisig is. Die kwaad van God is op die kruis van Jesus Christus uitgestort. Die egte woede van God sal ons sien op die einde van tyd. Waar die Armageddon en daai goed aanbreek. En die verwoesting van die aarde sal die mensdom sien hoe lyk die woede van God. Wat nou daar gebeur en bome hier gebeur, that's nothing compared to wat kom. Vir hulle wat hulle hart verhard het teenoor die Here. Maar ek roep dat elke mens vanmôre moet hoor en elke mens moet sê, Heilige Gees, U is gestuur om my lewe in oorvloed te bring, sodat ek kan sien, dat ek kan hoor, dat ek kan reageer op dit wat U wil hê vanmôre. Heilige Gees, sal U nie vanmôre iets besonders vir my doen, dat ek ophou om te wandel met hierdie balk, dat ek vanmôre voor U hierdie balk sal verwyder in die naam van Jesus. Die mooi kant is nou. Hy sê, verwyder jy die balk in jou oog. Is dit nie mooi? Met ander woorde, ek kom na God toe met eerlikheid. Ek sê, Here, hierdie ding, verhinder die genade wat U my gegee het. Hierdie is 'n blokkasie. Weet wat U my gesê, dat dit genade is onverdientlike genade. Ja. Is dit reg? Onverdientlike genade. Ons kon dit nie dien. Ons kon dit nie kry nie. God gave it to you. Genade, Ephesians 2 vers 8 sê, want deur die genade is julle. Come on. Deur die genade is ek wat? Gered. En daarna wat? 'n kind van God. So as dit so is deur die genade, dan is dit ook nou vanmôre deur die genade. Die genade woord is the handsome word. Hulle weet ek is in die kerk. Watch it. Sien video. Nou, wil ek sê gemeente, haal die balk uit jou oog uit. Mense sê nou, hoe? Eerlikheid. Maar hy is die God wat jou hart ken, hy ken jou binneste. Hy ken jou gedagtes. Hy weet wat jy beplan. Hy weet alles. En omdat hy alles weet vanmôre, sê hy vir jou, kom,
gee dit vir my. En mense, vanmôre om te gee is niks, om te sê, Here, ek kom en ek gee dit vir jou vanmôre, want ek besef, daar's iets wat 'n blokkade is. En as jy vanmôre hier is, en jy ervaar, dis wat jy moet doen vanmôre, om die blokkade een kant te kry, staan net gou op jou voete, ek gaan jou nie uitroep nie, staan net gou op jou voete, want jy bedoel dit vir die Here, nie vir my nie. Staan op jou voete, sê Here, ek wil op die plek kom, ek wil eerlik voor U wees, ek wil ophou om te kyk met oë wat 'n balk is. Omdat U weet, Here, omdat U weet, omdat U weet, omdat U weet. Sê my genade is vir jou genoeg. Vat dit vanmôre, sê die genade van die Here is vir my genoeg. Ek dank die Here dat ek die geleentheid het om te kan sien, terwyl al die mense staan. Sê Here, ek dank U vanmôre dat ek kan sien. Maar ek bestraf elke las, elke vesting. Ek breek elke ketting wat jou wil vashou vanmôre. Elke gedagtevorm wat daar is, wat sê die verordeninge van God wil staan. Ek breek dit vanmôre in die naam van Jesus. En ek verklaar die bloed oor elke een van u. Dat genesing in jou gees, in jou liggaam, en so ook dat jy sal besef, gees, siel en liggaam, genees vanmôre in die naam van Jesus. En aan U Here kom al die lof, al die eer, al die aanbidding in Jesus naam. Amen. Kom ons loof, kom ons loof. Sê die Here dankie vanmôre, sê die Here dankie vanmôre vir sy woord. Dankie vir die geleentheid van U woord vanmôre wat onder ons is, en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Die broers wat help by die tafel, julle is welkom om te kom. Die broers wat help by die tafel. Ek wil net graag vir almal sê wat opgekom het vanmôre. Mag die Here die nagmaaltafel seën vanmôre met liggame. En hier is die tafel van die AGS Kerk, dit is die tafel van die Here Jesus Christus. As jy 'n gelowige is vanmôre en jy glo dat Jesus vir jou gesterf het, dan is die tafel ook vir jou bedoel. Paulus sê 3 dinge wat my hart gryp. En die gemeentelede sal dit weet. Hy sê hy het van die Here ontvang die nag waarin hy verraai is. Ja. Ek probeer myself in Paulus se skoene sit. En sê hy het van die Here ontvang die dag wanneer die Here verraai is. Het hy brood geneem en nadat hy gedank het, het hy gesê hierdie is my liggaam wat vir julle gebreek word. 'n Mens kan 'n ding aan jou openbaar. Maar die Here self aan Paulus openbaar het hom sê, Paulus, ek wil vir jou wys, sien in die gees dit wat gaan plaasvind. Hy sê nadat hy gedank het, die brood gebreek, daarna neem hy die beker. En hy sê Paulus, ek wil vir jou 'n openbaring gee. Hierdie is die Nuwe Testament in my bloed. Hy sê, so dikwels as julle eet en julle drink, herinner dit aan my. Hy sê, so dikwels julle eet, dikwels julle drink, hierdie is nie net nog 'n tafel nie, maar hy het nou so pas 'n hele ete geëet. So dit gaan nie oor dat hulle was dors en hulle was honger nie, dit gaan oor, hier's 'n betekenis, Paulus, wat ek wil hê jy moet oordra. Jy moet vir die mens sê dat wanneer hulle by mekaar kom, soos vanmôre,
En ons herdenk dit wat Jesus gedoen het. Herdenk ons. In English we say, we replay the moment. We bring that's in the letter, we make it alive amongst us. Want ons word deur die Gees van God herinner. Daar is 'n prys vir my betaal. Daar is 'n prys vir jou betaal. Daar's 'n vrylating vir jou vanmôre. Daar's 'n losbreek vir jou vanmôre. Daar's 'n vryheid wat in jou hart leef omdat Jesus vanmôre vir jou sê, jy word herinner. Ons herdenk dit, Here. Toe ek 'n kind was, kom by die nagmaal en baie mense gesit en gehuil oor die trauma of die gebeure van die kruis. Op die derde dag het God hom opgewek. Ek word herinner, hy sit aan die regterhand van die Vader en vol die heerskappy en krag en heerlikheid. Hy is nog steeds vanmôre jou advokaat. Hy is nog steeds die hoofherder. Hy is nog steeds die hoof van die kerk. Waarom? Omdat hy het opgestaan. So neem hierdie op vir vanmôre, terwyl jy die nagmaal neem, sê, Here, ek dank U dat ek herdenk U vandag vir wat U my gedoen het. Wat U vir my gedoen het. Maar ons herdenk dit maandeliks, maar jy weet, as jy jou huweliks herdenking vergeet. So by the way, die dag het nooit maak het. Jy seker maak as jy jou huweliks herdenk. Of jy vergeet dit, jy gaan vir die res van die jaar met jou onthou jy het ons die huweliks herdenking vergeet. Dis nie die bedoeling hiervan. Dit gaan nie oor 'n spyt, jy moet my onthou nie. Dit gaan oor wat het ek gedoen. Dat jy bring die oomblik terug na 'n werklikheid toe in jou lewe nou. Vader, ons dank U. Baie dankie, Here, vir die geleentheid. Baie dankie, Here, vir die oomblik. Dat ons aan U kan herdenk vanmôre en sê, wat 'n wonder God dien ons. Dankie, Here, dat ons hier kan wees en nagmaal saam met ons broeders en susters kan geniet. En U kom toe al die lof en al die eer in Jesus wonderlike naam. Amen. Amen. Kom ons in die gemeente eerste, eet ons laaste.
completely yours. If I gain the world and lose you, nothing else will matter. So write my name upon your heart and never let me drift again. So here I am again, broken but believing. Remember me, Lord, when you pour out your favor. Remember me, Lord, when you open heaven's door. Not because I deserve it, but because your mercy speaks. Hold my heart forever close. When revival fills the nations, when your glory floods the earth, let my life still burn for you. Let my worship still remain. I don't need people. I just wanna hear you say, well done, my faithful child. At the ending of my day, Speel hem weer asseblief, suster. Hè? noise fades away. That's the body of Christ. Broken for us. Thank you, Lord Jesus. I've walked through valleys deep, carried burdens at my feet. Thank you, Jesus. There were moments I felt distant, Thank you, Lord. like my prayers could barely Jesus, so speak. much. Jesus. But even in my weakness, your mercy held me close. And every time I almost fell, your grace became my hope. So here I am again, broken but believing. Remember me, Lord, when you pour out your favor. Remember me, Lord, when you open heaven's door. Not because I deserve it, Mighty name of Jesus. because your mercy speaks. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Here. Hold my heart forever close. Remember me, Lord. I don't Pray for wanna us. lie. Pray. Father, this morning we have not only remembered the death and the resurrection of Jesus, we have not only remembered the pain of the Father, we have not only remembered the works of the Holy Spirit, but we have received life
and life abundantly from the Word of God through these sacraments into our own lives. Here, en as my gees vol is van U, sal my gedagtes vol bly van U, sal my liggaam saamwerk, my omstandighede verander, en die Here sal geloof word. Dankie vir die wonderlike geleentheid wat ons vandag gehad het. Mag ons lewe tot die einde van hierdie aarde en die einde wat die Here vir ons volhou. In Jesus naam. Amen. 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 Halleluja. Dankie broeders. Dankie. Hallelujah. What a beautiful song. As I know my castle speelt, sy die volume vol gebleef. Ja, amen. That's how. Hallelujah. Sorry mense, sorry maar ek is bietjie doof. Maar praise the Lord. Twee wag jou tiendes en jou offerandes. Ek kan nie help nie, maar dis as 'n lied my so roer in my gees, dan wil ek die Here eer en die Here dank daarvoor. Amen. Amen. So kom ons hoor wat sê die Here vir ons. Ons het 'n paar geleenthede om vir die Here te kan gee. Ons kom vanmôre, hy sê dit is God wat ons arms versterk. En dis God wat alles vir ons perfek maak vanmôre. Kom aan, sê bietjie. Dis die Here wat my arms versterk. Dis die Here wat my help in al my weë. Amen. Amen. Jy kan jou tiendes en jou offerandes bring en ek het net so 'n kort oomblik net as ek 'n paar aankondigings te maak. Ai, dit nie. Kan ek die band vra voor te kom asseblief? Band. Ek kom hier. Oh my word. Die twee aankondigings om te doen vir verjaarsdae, Driekus, Ledenhuis. Vandag is Hendrikus, Sonja, John Tate, Janine. Niemand sê hier vanmôre wat verjaar hierdie week nie. Sondagskool. Okay, ek hoop hulle eet koek daar. Okay. Halleluja. Amen. Gemeente, net gou-gou, ek gaan 'n paar ander aankondigings doen. Ek wil u vra dat van die einde van die maand af dat ons koevertjies kan uitgee, geloofsofferkoevertjies weer. Soos julle kan sien, hierdie klank wat in die kerk is kom uit ons trok uit. Dit is die kerkklank hierdie nie, dit is te veel klank vir 'n kerk. Ons bord het gebrand. Daar's 'n paar foute met elektrisiteit gewees en ons is so 10,000 agter. Wie gaan my help om op te vul? Ja, amen. Okay. Volgende einde van die maand sal ons koeverte daar neersit en vir julle vra om koevertes in te sit. Maar nou nie jou offerande en jou tiendes wat om daar in te sit nie. Ons vra vir hulp regtig dat ons goed kan terugkry en regmaak. Die mense wil nie regmaak tot ons nie betaal het nie. So ons moet nou vooruit betaal. Ons wag vir die assuransie om te kom. Hulle sê dis nie genoeg skade vir die assuransie nie. So ons het nou 'n wag nou 'n lys op dit. So ek vra die gemeente sal die bereid wees om ons te help. Asseblief. So die koevertjies sal strek dan van die einde Junie tot die einde Desember toe. Laat ons die ander goed kon doen. Onthou jy, toe ons die begin van die jaar gedoen het, moes ons die computers koop want ons het hulle datums het op die einde gekom. So ons moes hulle vervang het.
Dankie vir julle liefde, dankie vir julle tyd. Direk hier na die diens. Daar's 'n manne ontbyt die 20ste Junie om 9 uur by South Coast Mall. Almal is welkom. Vol breakfast en koffie, R50 per persoon. Sit asseblief jou name daar agter op die tafel, daar by Dolien, is 'n tafel daar, waarin jy jou naam sal invul. Ek gaan die spreker wees daar, so kom gerus, en kom word deel aan wat ons doen. Dis dan nie 6 die oggend, is dan bietjie 9 uur, bietjie meer vir die tyd, né? En dan direk na die diens, reg is op by ons kombuis hier, kom geniet 'n lekker vetkoek en maalvleis, en 'n bietjie kuiertyd saam met ons. Nou, ek moet huis toe gaan na 'n vrou toe na die diens. Ek is getroud. En sy het my nou gevra, ons moet hy lied doen, Mercy Rewrote My Life. Kan ons op vir voete staan, dis net vir haar, en dan sal ek vir my broer, sal jy vir ons kom afsluit? Jy moet nie omkyk nie. Ek gaan nog jou naam weer ken. Is jy André? O, ek kry jou maar jammer. Ek was ook André. Ja, pas. Mercy rewrote my life. Oh, mercy rewrote my life. Oh, I should have run my soul cast down. Mercy rewrote my life. Oh, mercy rewrote my life. Oh, mercy rewrote my life. Oh, I should have fallen, my soul cast down. Mercy rewrote my life. Nog een keer saam. Oh, mercy rewrote my life. Oh, mercy rewrote my life. Oh, I could have fallen, my soul cast down, but mercy rewrote my life. But mercy rewrote my life. Will you close for us, brother? Sal jy vir ons afsluit? Hemelse Vader, Here, ons is so dankbaar om hier te kan wees vandag, Vader. Dankie dat U ons besoek het vandag, Vader, deur die woord, Here. Vader, lei ons in ons verdere beweging vandag, Vader. Bring ons veilig by die huis, Here. En nogmaals net dankie, Vader, dat ons in U teenwoordigheid kan wees. En ons almal sê, Amen. Onthou die vetkoek en mints hier by die kombuis, is gratis. En almal wat foto's moet neem vir die webblad, kan ek julle net gou sien